Dit is heeltemal moontlik om onsself te mislei deur selfregverdiging. Jou tong vertel die ware verhaal van jou hart. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Hallo vriende, welkom terug by Vroue met Waagmoed. Verlede week het ons gesels oor tref die merk. Luister dit gerus, want ek gaan vandag weer so bietjie daarna terugverwys, soos wat ons voortbou op hierdie gedagte. Nou vir jou wat dit nie geluister het nie, wil ek net vinnig by ons gedagtegang intrek. Die gedagte was dat ons harte dalk regtig opreg mag wees. Maar as die intensie van ons hart teenstrydig is met God se woord en sy wil, dan is 'n net mis met verwysing na die bullseye in veerpyltjies. In God se oë heeltemal mis. Maar kom ons gaan voort. Jakobus sê nogal 'n ander ding in hoofstuk 1 vers 26. Kom ons lees dit gou. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Nou vriende, ek weet nie of jy met my gaan saamstem nie, maar hierdie is nogal 'n harde stelling. Maar hoe meer 'n mens daaroor dink, dan besef jy eintlik die waarheid daarvan. Hierdie skrif is 'n beginsel van selfbedrog, of dan nou om jouself om die bos te lei. In verlede week se konteks, om die merk te mis. Ons dink dalk ons is godsdienstig, dalk is jy openlik aktief in die uitlewing van jou geloof, diensbaar, betrokke, 'n regte op die knoppie druk Christen. Maar jou woorde, wanneer jy nie met geestelike dinge besig is nie, is dalk teenstrydig met jou uiterlike leefstyl. Jakobus sê dat ons godsdienspraktyke ons eintlik in selfregverdiging plaas, want dit mislei ons. Dit maak ons tevrede met onsself. Ons voel, ons bring ons kant, ons doen die regte ding. Maar dis te vergeefs, sê hy. Dis onvrugbaar, want dis eintlik net goeie werke wat nie 'n ware weerspieëling van ons hart is nie. Dus is dit nutteloos en dit lewer geestelik niks op nie. Onthou, ek veralgemeen nie, ek lig 'n beginsel uit. Jesus vat dit nou nogals eintlik raak by mekaar in Matteus 15 vers 18 tot 19. Hy sit die soeklig so bietjie nader en sê, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die dinge wat uit die hart kom, wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis of dan nou leuns, lasteringe. Jesus verbind ons woorde direk met die toestand van ons hart. Ons is mos bekend met wat die hart van vol is, loop die mond van oor, né? Nou dit is toe nou al die tyd nie net waar ten opsigte van ons dag tot dag leefstyl nie, maar ook ten opsigte van ons geestelike oortuiging en leefstyl.
Vriende, dalk hou jy nie so baie van dit wat ek praat nie, maar ek kan jou mos nie elke week vertel hoe oulik jy is en hoe goed jy presteer en so op galop jou aanmoedig van die wal af in die sloot in nie. Ek moet jou en myself herinner aan die dinge waar die vyand ons kan vasvat en ons kan potjie, want in beginsel dink ons is reg en ons troos onsself in selfregverdiging, maar in ons harte mis ons dalk die merk. Ek moet jou herinner dat jy jou hart ondersoek en Heilige Gees toelaat om met die vergrootglas van die woord van God elke hoek en draai in jou lewe uit te lig. Dis vir jou en my eie beswil. Ons kan mos nie 'n leefstyl handhaaf van dinge wat nie lekker is om oor te praat of wat ons ongemaklik laat voel en dit dan maar net aanhoudend onder die mat invee nie. Dit help ons nie, inteendeel, dit beperk ons en dit benadeel ons voor die Here. Daarom wil ek jou aanmoedig om met alle erns en proaktief hierdie saak te benader. Kom ons gee Heilige Gees die geleentheid om daardie oortuigingswerk te doen waar ons woorde as die spreekbuis van ons hart die teenoorgestelde sê as wat ons leef. Ons woorde is 'n bewys van watter gedeelte van ons lewe werklik aan Jesus Christus behoort. Vriende, dis tyd om te begin luister na wat by ons mond uitkom. Want dit verklap mos nou wat in ons harte aangaan. Dis werklik, jou woorde is 'n manier om jou hart te ken. Jy weet, ek het hierdie week so baie daaroor gedink. As ons geloof in Jesus Christus, en ek praat glad nie nou van godsdienstpraktyke nie, hoor. Ek praat van verhouding. As ons verhouding met Jesus direk gemeet word aan ons woorde, waar gaan ek en jy onsself op die skaal aantref? Nogals iets om oor te dink. Wys ons woorde regtig dat die Heilige Gees besig is om daardie intieme dele van ons hart te transformeer, dag vir dag, soos Paulus sê. Indien wel, dan is ek en jy mos 'n work in progress. Wat dink jy? Is daar woorde wat jy in jou eie lewe raak sien, wat nie heeltemal met jou belydenis ooreenkom nie? Dan is ek baie opgewonde om vir jou vandag te sê, dit is die beginpunt om met die Here reg te maak en 'n lewe te begin lei wat vrugbaar is en wat die merk tref. Maak dit sommer vandag nog reg. Vader, ons wil U so graag met ons hele hart dien. Ons is so opreg in alles wat ons doen, maar ons hoor, ons skiet so baie tekort wanneer ons tonge die spreekbuis van ons hart is. Ek vra dat U deur U Gees ons lewens aanraak en daagliks transformeer, sodat ons spraak 'n ware getuienis kan wees van ons geloof in U. Ek dank U in Jesus naam. Amen.